Goeiemôre. Dit is maandagoggend 15 Junie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ja, dis weer daardie tyd van die jaar rondom die 16de Junie, sogenaamde jeugdag, waar daar net erkenning gegee word aan Soweto Dag, die Soweto opstande wat begin het met die skiet van Hector Peterson. En dit is natuurlijk die bekende foto wat rondom dit uitgegaan het en wat die wêreld sodanig beïnvloed het dat daar 'n verhewe aanslag gekom het in die soewereiniteit van die regering van Suid-Afrika destyds. Dan sien ons daar is ook 'n monument later opgerig vir diegene wat daar gesneuwel het in hierdie botsing met die polisie. Maar weinig agtergrond word gegee. Daar word niks verwys na die vrees van polisiemanne soos die geval van Kaito Manor se aanval daar in Durban hier in 1960. Toe 'n klomp polisiemanne aangeval was, 9 van hulle is doodgemaak. Die wreedheid van hierdie doodmaak was ongelooflik geweest. Van hierdie polisielede was oopgesny, afgeslag en absoluut daar in 'n tragedie agtergelaat. Maar wanneer jy gaan op sosiale media en jy soek vir enige tipe van massa brutaliteit op polisielede, dan kry jy niks. En elke keer vat die KI jou terug na die Soweto opstande van 1976. Dit wys vir ons in hoe mate is ons geskiedenis reeds geherskryf om enige insidente wat kan verduidelik waarom die paar polisiemanne in Soweto dat hulle so vreesbevange was, want hulle was 'n paag teen die duisende wat aangekom het en in hulle gedagtes moes hulle die aanvalle van die verlede op die polisielede onthou het en hoe wreed dit was en daarom uiteindelik is die skote gevuur wat dan nou onder andere vir Peterson getref het. Natuurlik het dit van daar af uitgevlam buitentoe en dit is baie belangrik om daarop van kennis te neem dat een van die 2 wit sterfgevalle wat daar voorgekom het was Dr. Melville Edelstein wat sy lewe gewy het aan maatskaplike werk onder swart mense. Hy is uit sy kantoor uitgesleep en deur sy aanvallers met grawe doodgeslaan en met klippe gegooi. 'n Plakkaat "Beware Afrikaners" was om sy nek gelaat. En hoeveel keer het ons al hieroor gepraat dat diegene wat die meeste in hulle glo, in hulle welstand, in hulle vooruitgang glo en in die sendingwerk wat hulle onder hulle doen, is die mense wat normaalweg eerste vermoor word. Tog wil ons mense dit nie raak sien nie, ons wil dit nie erken nie. Ons sit egter met 'n soortgelyke probleem. Dat 16 Junie was ook die datum ver in die verlede terug waar Lord Roberts die opdrag gegee het dat in 16 Junie 19 Lord Roberts dan die proklamasie uitgevaardig het van die verskroeide aarde beleid waar dit amptelik verklaar was in 'n poging om die boerekrygers se moed te breek. Hierdie beleid van plaashuise afbrand en voedselvoorrade vernietig is intens deur Kitchener uitgevoer. Minstens 30,000 plase is afgebrand, wonings op die plase. Duisende vee is afgemaai, gesaaides is vernietig.
Voor die oorlog was daar in Transvaal ongeveer 1 miljoen beeste, 200.000 perde en 1,5 miljoen skape. Na die oorlog net 200.000 beeste oorgebly, 50.000 perde het oorgebly en 400.000 skape. Uit 'n geskatte totale bevolking in die Transvaal en die Vrystaat van 270.000 was daar meer as 34.000 sterftes in die kampe. Meer as 24.000 kinders het gesterf. Gemiddeld 43 kinders en 15 vrouens sterf in kampe per dag. Aan die einde van 1901 was daar byna geen kind onder 2 jaar oor nie en ook nie meer bejaardes nie. 'n Hele generasie was uitgewis. Hele gesinne is dood. Dit was 'n volksmoord deur die Britte. Maar dit lyk vir my is aanvaarbaar in die oë van die wêreld, want tot vandag toe het niemand nog daaroor jammer gesê nie, oor die konsentrasiekamp dag nie, en daarom dink ek nie dis gepas om enigstens aandag te gee aan Soweto-opstande nie, aan die aanval wat deur hulle geloods was op 'n polisiestasie en reaksie wat uitgelok was dan die uiteindelike Hector Peterson sterfgeval en verskeie ander wat in hierdie aanvalle dood is. Die punt van die saak is, voordat daar nie aan die konsentrasiekampdag aandag gegee word nie, kan daar nie deur ons behoudenis enigstens aan 'n jeugdag op ag geslaan word nie. Nou mense, ek dink is belangrik om na die geskiedenis te kyk, maar jy kan nie net na een deel van die geskiedenis kyk nie. As jy vandag gaan vra op enige soek enjin oor 16 Junie, al wat jy gaan kry is Soweto-dag, is die opstande, is die polisie brutaliteit wat daar uitgespel word. Maar gaan soek na ander gevalle, dan kry jy niks. Nie eens in die konsentrasiekamp faset, die volksmoord faset wat die Britte op ons uitgevoer het, word daar veel aandag aan gegee nie. As dit nie was vir die paar behoudende historiese wat dit gaan sorg dat dit op ten minste Wikipedia is nie, sou niemand ooit daarvan kennis gedra het, behalwe die nageslag van daai verwoeste volk wat oorgebly het na die Boereoorlog. Nou mense, dit was ook die hoofoorsaak hoekom die boere uiteindelik oorgegee het. Anders was die kanse goed dat die Britte waarskynlik nie die oorlog sou wen nie. En weer eens moet ons gaan kyk na wie het die Boereoorlog gefinansier. Dan sien ons die persoon daar agter, Lord Rothschild. Wie het gesit agter die 1994 verandering van die regering wat gelei het tot die ineenstorting van die samelewing in Suid-Afrika? Weer eens Rothschild en sy genote. Mense, ons sit in 'n tydperk waar ongeregtighede wat gepleeg is net na een kant verwys word, met blame na die boere, na die Afrikaner, maar die blame nie na die Engelse nie enige blame na die swartes toe nie, net soos wat het gebeur het in Angola destyds met die 3 Days of Terror van Teixeira wat hy geskryf het, waar die wreedhede, die foto's gewys is vir die internasionale pers en hulle geweier het om te glo dat swart mense tot soveel gewelddadigheid in staat sou kon wees. En dis hoekom jy vandag nog nie behoorlike beriggewing vind oor wat gebeur het in Rwanda met die volksmoord daar nie, met die afbrand van kerke met mense binne-in wat ook daar in die DRK voorgekom het onlangs nie. Dit gebeur net nie. En
die lesse word nie uitgedra nie, die lesse word nie geleer nie. Maar natuurlik, nou moet Europa maar hulle eie lesse leer, wat hulle besig is om op hierdie stadium te leer. Ek dink vir ons as behoudendes is dit belangrik om net weer eens vir oulaas na hierdie stukkie te gaan kyk en te onthou. Dr. Melville Edelstein, wat sy lewe gewy het aan maatskaplike werk onder swart mense, nie wit mense nie, swart mense. Hy is uit sy kantoor gesleep en met grawe doodgeslaan en met klippe gegooi. Hy het gehelp. Hy was deel van hulle. Hy het hulle help bou. En dis hoekom ek sê, moenie dink omdat jy goed doen vandag, dat jou lewe gespaar gaan word in die tyd van geweld en anargie nie. En ons is naby aan daardie anargie situasie in Suid-Afrika. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en in alle eerlikheid dink ek nie dat daar enige grootskaalse geweld op die 16de van hierdie jaar môre sal uitbreek nie. Wel gelokaliseerde insidente sal plaasvind, andersins sal dit net 'n politieke geraas wees van elke denkbare platform af. En kyk maar net hoeveel van ons mense staan ook by die Hector Pieterson Memorial. Dan vra jy, hoe diep loop die verraad onder ons mense? Mooi loop, lekker dag.